Ek wil julle Bybels oopmaak by 1 Petrus. Ons kom vandag by die laaste deel van 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 en ons kyk vanoggend na die laaste 3 verse daar. Kom ons lees vanaf vers 13 tot en met vers 25, net sodat ons weer onsself herinner aan wat die konteks is. Die opskrif daar in die ou vertaling is vermaning om heilig te wees. Ek dink dis 'n redelike akkurate beskrywing van dit waarmee Petrus hier besig is. Vers 13, 1 Petrus 1 vers 13, daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werke, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Omdat julle weet dat julle nie deur onverganklike dinge silwer en goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel nie, wandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek het en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. En dan ons teks vir vanoggend, want julle is weergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras en alle heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Sover ons geleesde gedeelte. Kom ons bid en vra dat die Here vir ons sal lei, want dis verseker nie die maklikste van tekste gewees om voor te berei nie. En ek bid dat die Here ook dan sal help, dat hierdie waarheid vir ons diep in ons hart ook sal raak. Hier is ons hoop dan, kom ons bid. Here, ons vra dat U genadig sal wees, dat U woord vir ons oop sal val, en dat U Gees ons sal lei om hierdie dinge te verstaan. Ons is dankbaar, Here, vir wat U vir ons gedoen het. Ons is dankbaar dat ons hoop is nie tydelik nie. En ons dank U, Here, vir U woord, maar ons vra dat U deur die Gees ook nou U woord aan ons sal openbaar, sodat ons sal hoor wat U vir ons wil sê, en nie die woorde van mense, selfs nie die woorde van Leon nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wonder of daar nog enige mense in Suid-Afrika is wat nog nie die evangelie gehoor het. Ek dink daar is sekerlik moontlik dat daar enkele persone mag wees wat nog nooit die evangelie gehoor het nie, maar dit bring my by die volgende vraag: hoekom is dit dat meeste mense in ons land nie gelowig is nie? Hoekom is dit dat die meeste mense in ons land tragies ewigheid in die hel gaan spandeer?
Ek dink aan die duisende kinders met wie ek deur die jare die evangelie gedeel het. Ek dink aan die honderde mense aan wie ek die evangelie verkondiging deur prediking, en ek wonder hoeveel van hulle is waarlik gelowig is. Verseker is hulle nie almal gelowig is nie. En wil ek by sê, verseker is meeste van hulle nie gelowig is nie. Mense het baie goeie idees van hoe om die evangelie meer effektief te maak. Hoe om die evangelie meer aanloklik te maak, om die evangelie so te maak dat dit mense sal aantrek. Mense het baie idees, maar dit wat hulle voorstel kan nie ware geloof verwek nie. Dit mag dalk vir 'n tyd lank die skare strek, maar hulle sal almal uiteindelik wegval. En dan mag ander weer hulle plek vat, net om uiteindelik self ook weer weg te val. Want wedergeboorte is nie deur iets vergankliks nie. Dis wat Petrus vir ons in ons teks sê, dis nie deur iets vergankliks nie. Dit word alleen verwek deur die onverganklike. Ware geloof is 'n gawe van God, wat God deur die Heilige Gees aan mense skenk, en wedergeboorte kom altyd deur die verkondiging van die woord. En dis waarom dit vir ewig sal bly. Dis waarom dit vir ewig sal bly. Dis waaroor Paulus in ons teks vanoggend praat in vers 23 tot 25. Die sekere hoop van wedergeboorte deur die woord. Dat die wedergeboorte deur die woord, die lewende woord van God, sal lei tot ewige lewe. Nie tydelike lewe nie. Sal lei tot absolute sekere ewige lewe. En ons kyk dan vanoggend na twee waarhede. Die eerste waarvan is, die woord is instrumenteel vir wedergeboorte. Die woord is instrumenteel vir wedergeboorte. Ek bedoel, dit sou wonderlik wees, sou dit nie? Dit sou wonderlik wees as elke mens wat die evangelie hoor tot geloof sou kom. Maar dis nie hoe dit werk nie. Enige iemand wat die evangelie verkondig, sê Jesus vir ons in Lukas hoofstuk 8 vers 4 tot 15, sê enige iemand wat die evangelie verkondig is soos 'n saaier. En jy saai jou saad, en sommige daarvan val op die pad, en dan word dit vertrap, en die voëls kom pik dit op. En ander van die saad val weer tussen die rotse, en dit skiet vinnig op, maar dit vat nie lank nie, dan verdroog dit, want daar is nie diepte nie. Ander van dit val tussen die onkruid, en die dorings kom en verstrik dit, en dit vrek net so vinnig soos wat dit opgekom het. En dan is daar die ander saad wat goeie grond vind. En daai saad word uiteindelik 'n vrugbare sterk plant, wat bly tot die einde toe. En wat die Here eintlik in daardie vergelykenis besig is om te verduidelik is, dat die woord van die Here word nie deur almal aanvaar wat dit hoor nie. Nie almal wat die woord van die Here hoor, kom tot bekering nie. Die saad wat op die pad geval het, is mense met verharde harte, wat nie wil hoor nie, en dan kom die duiwel, dis wat Jesus self verduidelik, dan kom die duiwel en hy steel die woord weg. En die saad wat tussen die rotse geval het, is daardie mense met oppervlakkige geloof, hulle glo vir 'n tyd, en dan kom die eerste beproewing, eerste versoeking kom op hulle pad, en daar is hulle by die deur uit. Die saad wat tussen die dorings geval het, dis mense wat verstrik raak in die dinge van hierdie wêreld. Met die sorge van hierdie wêreld, die rykdomme van hierdie wêreld, die genietinge van hierdie wêreld, en daardie dinge verlok hulle weg, sodat hulle almal wegval. Maar dan is daar die goeie grond,
En die saad val in daardie grond en dit ontwikkel, daai saad ontwikkel en word 'n sterk plant en dit dra vrug, veelvoudig vrug en dit bly vir altyd staan. Dit verwys na die ware gelowige, maar hier's die vraag, hoe gebeur dit? Waar kom hierdie goeie grond vandaan? Dis iets wat Nicodemus ook nie verstaan het nie. Nicodemus kom en Jesus praat met hom in Johannes hoofstuk 3 vers 1 tot 15 en Jesus verduidelik dan vir hom waar kom hierdie goeie grond vandaan. As jy goeie grond wil vind, moet jy, sê Jesus, weergebore word. Johannes 3 vers 3, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Jy kan nie waarlik gered word of die koninkryk van God sien tensy jy weergebore is nie. En miskien vra jy dan dieselfde vraag as wat Nicodemus gevra het, hoe kan 'n mens as hy oud is weergebore word? Hoe kan 'n mens as hy oud word gebore word? En dan verduidelik Jesus hierdie belangrike ding, dat die wedergeboorte waarvan ek praat, is nie geboorte na die vlees nie. Dis nie geboorte na die vlees nie, dis geboorte deur die Gees. Die Heilige Gees bewerk hierdie weergeboorte vir jou hart om oop te wees om die saad van die woord te ontvang, moet jy deur die Heilige Gees weergebore word. En die vraag is, hoe bewerk die Heilige Gees dan hierdie wedergeboorte? En die antwoord is, hoe bewerk hy die wedergeboorte? Dis deur die verkondiging van die woord. Jesus sê in Johannes 3 vers 11, hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, ons spreek van wat ons weet, en ons getuig van dit wat ons gesien het. En dis die saad, Lukas 8 vers 11, die saad is die woord van God. En soos Petrus hier in ons teks sê, ons is nie gebore uit verganklike saad nie, maar deur onverganklike saad. Ons word nie bekleë met die verganklike nie, sê 1 Korintiërs 15 vers 53 en 54. Ons is bekleë met die onverganklike. So ons is nie bekleë met goud en silwer nie. Jy kan nie verlossing koop deur geld nie. Dis wat 1 Petrus 1 vers 18 vir ons gesê het. Jy kan nie die ewige lewe koop deur goeie werke te doen nie, sê Efesiërs 2 vers 8 tot 9 vir ons. Nee, dit kan net aan jou gegee word deur die genade van God as 'n gawe. Dis waar ons geloof ontvang. Titus 3 vers 5, na God se barmhartigheid het hy ons gered deur die waterbad van die wedergeboorte, deur die vernuwing deur die Gees, die Heilige Gees. Dis hoe ons gered word, is deur God se genadegawe deur die Gees. En dit, broer en suster, is deur die lewende woord van God. Dis hoe die Heilige Gees aan die gelowige die wedergeboorte gee. Dis deur die woord wat die Gees ons, volgens Efesiërs 2 vers 1 tot 2, lewend gemaak het, toe ons nog dood was in ons misdade en sondes, waarin ons tevore gewandel het. En sy broer en suster, is belangrik dat ons hierdie ding sal verstaan, dat geen mens kom tot geloof op grond van sy eie besluit nie. Want van nature is die mens se hart verhard. Van nature is die mens geneig om oorweldig te word deur sy beproewinge.
Word ons verstrengel in die sorge en die rykdomme en die genietinge van hierdie lewe, sodat die woord van God van nature in die mens se hart nie kan 'n plek vind om te bly nie. Nie goeie grond kan vind waarin dit kan vashou nie. En tensy die Heilige Gees aan ons goeie grond skep, kan die waarheid van die evangelie nie in ons harte grondvat nie. Jy moet weergebore word deur die Gees en dit gebeur deur die verkondiging van die woord. Die woord is fundamenteel noodsaaklik om deur die Gees die wedergeboorte te ontvang, sodat jy tot geloof kan kom. En dit breek my hart dan, is dit nie, dat so baie kerke vanoggend by mekaar kom, waar die woord van God nie verkondig sal word nie, maar waar die verganklike dinge nagejaag word, waar die verganklike dinge verkondig word. Tragies om te dink dat hulle dink dat deur verganklike dinge kan hulle die saad wat vir ewig is by mense opwek. Wat sê Jesus? Johannes 3 vers 11, dis wat ons spreek en wat ons getuig, daar is die hoop. Die hoop is in die woord van God. Sodat 'n mens deur die Heilige Gees gebore kan word tot geloof alleen deur die woord van God. Dis hoe ons die koninkryk van die ewigheid ingaan. Dis hoe ons die koninkryk van God ingaan, is deur die nuwe wedergeboorte deur die woord. En wat ek dan uiteindelik vir julle sê, is presies dit wat Romeine 10 vers 17 sê. Dat geloof kom deur die gehoor. En die gehoor is die woord van God. Die gelowige is volgens die God se wil, hulle wat voortgebring word deur die woord van die waarheid. En so dan wil ek vanoggend vir julle sê, terwyl julle hier sit, die vraag vanoggend hier is nie, het die woord van die Here op jou hart geval nie. Dis nie my vraag vanoggend nie. My vraag vanoggend is nie eers vir jou, het die saad van die woord op jou hart geval en dit daar by jou vrug opgekom nie. Dis nie eers my vraag vanoggend nie. My vraag is dit blywende vrug? My vraag is, het die woord van die Here vrugbare grond in jou gevind wat bewerk is, nie deur 'n mens nie, maar deur die Heilige Gees deur die woord van God? Dis my vraag. Deur die eeue is die woord al aan baie mense verkondig. Deur die eeue is daar baie opgewondenheid gewees by baie mense en daar was baie ywer in baie mense se lewens. Baie mense was vooraanstaande mense in die kerk. En toe kom die duiwel en steel dit weg. En toe kom die beproewinge en hulle is by die voordeur uit. Toe kom die sorge en die rykdomme en die genietinge van hierdie lewe en dit verlei hulle weg na die wêreld toe. Was dit ware geloof? Niks daarvan was nie. Niks daarvan was. Want hulle was nie gewederbaar deur die Gees, gewederbaar deur die verkondiging van die woord. En daarom het hulle weggeval. En daarom het hulle nie in die geloof gebly nie. Die belofte is nie dat elkeen wat die woord hoor, die belofte is nie dat elkeen wat die woord aanvaar, die belofte is nie elkeen wat vir 'n tyd lank goed doen en luister na wat die verkondiging is nie. Dis nie belofte nie.
Die belofte is elkeen wat die woord van die Here glo, sal gered word. Want geloof deur die woord sal vir ewig bly. En dit bring my by ons tweede punt. Die woord is standvastig vir ewig. Die woord is standvastig vir ewig. So die vraag is, as ek dan nou vanoggend hier sit, hoe kan ek weet, dat as ek deur die Gees, deur die woord gewederbaar is, hoe kan ek weet dat ek sal nie soos ander deur die duiwel versoek word en wegval nie? Hoe kan ek weet dat ek sal die beproewinge kan deurstaan en sal nie wegval van beproewing nie? Hoe kan ek weet dat die sorge en die rykdomme en die genietinge van hierdie wêreld gaan my nie wegword nie? Hoe kan ek weet, as ek die wedergeboorte ontvang het, hoe kan ek weet dat dit sal nie gebeur nie? Hoe kan ek verseker weet dat elkeen wat deur die Heilige Gees gewederbaar is, sal in die geloof bly tot die einde toe? Hoe kan ek dit weet? En hier is die antwoord. Hoe kan ek weet dat elkeen wat deur die Gees, deur die woord van God gewederbaar is, sal tot die einde toe bly? Die antwoord is, dat die woord is nie die woord van mense nie. Die woord is die woord van God. Dis die woord van God. Hoe eindig vers 23? Vers 23 sê, dis die lewende woord van God. En sê Petrus, dit sal vir altyd bly. Dit sal vir ewig bly. Die woord van God is baie kragtig, nee. Dink vir 'n oomblik, Psalm 23, dit praat van die Genesis 1 verhaal. Psalm 23 vers 6 tot 9 sê, die Here het die hemele gemaak. Hoe het hy dit gemaak? Vers 9, hy het gespreek en dit was. Hy het gebied en dit het bestaan. So God spreek hier die hele heelal deur 'n woord in bestaan in. Dis die krag van die woord van God. En wat ons moet verstaan is dat elke belofte wat God maak, elke woord van God sal vervul word. Waar is ons belofte? Moet ek jou wys waar is die belofte? Genesis hoofstuk 18 vers 10. Die Here beloof aan Sara, 'n vrou van 90 jaar oud. Die Here beloof, jy sal 'n kind baar. En Sara, 'n vrou van 90, baar 'n kind. Wil jy weet dat God se woord is waar, dat wat God beloof sal geskied? Lukas hoofstuk 1 vers 31, 'n maagd, die Here kom na 'n maagd, na Maria en sê vir haar, jy wat 'n maagd is, sal geboorte gee aan die Here Jesus Christus. En wat God sê, gebeur. Want God se woord is lewend. God se woord is kragtig. Dit wat God verklaar sal geskied. Want sê Lukas 1 vers 37, daar is niks wat vir God onmoontlik is nie. Daar is niks wat vir God onmoontlik is nie. En daarom kan ons verseker weet dat as die Heilige Gees jou deur die woord van God gewederbaar het, dan het jy nuwe lewe. Want God se woord sal geskied en God se woord sal vir ewig bly.
Niemand kan die wedergeboorte ontvang tensy hulle glo in die Here Jesus Christus nie. Maar elkeen wat glo in die Here Jesus Christus sal nie verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe hê, soos daardie welbekende vers vir ons sê. Johannes 3 vers 16. En so Petrus se punt hier is, dat die woord van God is nie iets tydelik nie. Dis nie iets wat kan verval nie, dis nie iets wat kan wegval nie. En om daai punt duidelik te maak, haal hy eintlik hier in vers 24 en 25, hy haal Jesaja 40 vir ons aan hier. Jesaja 40 vers 6 tot 8. So hierdie woorde kom net so uit die profeet se mond. En daar en hier is die hele punt daarvan, wat hy probeer doen is om te sê, ek vergelyk nou die woord van God met die tydelike bestaan van die mens. Hy begin deur om te sê, alle vlees is soos gras. En die feit is dat elke mens sonder uitsondering, ek en jy ingesluit, geen mens sonder uitsondering, ons is almal aan die nietigheid onderwerp. Om die waarheid te sê, dis nie net elke mens nie, maar Romeine 8 vers 20 sê dat die hele skepping is aan die nietigheid onderwerp. Is dit nie? En kyk maar net na jou eie liggaam. En dan sien jy jou dag vir dag en jaar na jaar jou liggaam besig is om te wys dat jy is aan die verganklikheid onderworpe, aan die nietigheid onderworpe. Die uiteinde van elke mens is die graf. Tensy die Here natuurlik eers kom, maar die uiteinde van elke mens is die graf. En so, hier is die belangrike ding om raak te sien. As jy enige hoop plaas in jou eie vermoë, dan kan dit nie staan nie. Jy mors jou asem, want jy is verganklik. Jy is soos gras, dis wat Petrus hier sê, en hy haal vir Jesaja aan soos dit gesê. Jy is soos gras, en wat sê Jesus van gras? In Lukas hoofstuk 6, Matteus hoofstuk 6 vers 30, hy sê, dat gras is vandag hier, en môre word dit in die vuur gegooi. Moenie jou hoop plaas op gras nie, moenie jou hoop plaas in jou eie werk of jou eie vertroue in dit wat jy is nie. Maar moet ook nie, en dis die tweede deel van die vers, of van die aanhaling, hy sê, al die heerlikheid van die mens, is soos die blom van die gras. Is soos die blom van die gras. Nou wat is die heerlikhede van die mens? Dit verwys na al daardie dinge wat vir die mense, en wat vir die mensdom so belangrik is. Daardie dinge wat die mensdom najag, die skoonhede, die suurlikhede, die beroemdhede, die plesiere van hierdie wêreld. En wat sê hy, dit is soos die blom van die gras, dit gaan tot niet. Jakobus 1 vers 10 tot 11 sê dat die blom van die gras sal verdor. En so as jy jou hoop plaas in die plesiere en die genietinge en die dinge van hierdie lewe en die skoonhede en die dinge wat al die mense in hierdie wêreld najag, as jy jou hoop in daardie dinge plaas, wil ek vir jou sê, jy's 'n dwaas. Jy's 'n dwaas, want niks van dit kan vir jou ewige hoop bied nie. Niks daarvan het permanensie. En daarenteen, sê Petrus dan, daarenteen staan die woord van die Here vas tot in ewigheid. Dit bied vir jou 'n ewige sekere hoop, dit sal nie vergaan nie. Die woord van die Here sal bly tot in ewigheid. Die woord van God, die skrifte van die Ou en Nuwe Testament, is die lewende woord van God wat vir altyd bly staan.
En as jy jou hoop in die woord van die Here plaas, dan sal dit jou nie in die steek laat nie. Dit mense het baie slim idees van hoe om die kerk meer effektief te maak en hoe om mense te trek. Maar die interessante ding vir my is dat al die dinge wat altyd deur mense voorgestel word, wat is dit? Dit wat mense voorstel is die skoonhede en die sierlikhede en die plesiere, die populêre dinge van hierdie wêreld. Die dinge wat mense van hierdie wêreld najag, dis wat ons moet doen. As ons net dit doen, dan gaan ons die skare strek. Maar ek stel dit aan julle en ek stel dit blaatant, dat as enige iemand waarlik na Jesus getrek word, dan sal dit wees deur die wedergeboorte van die Heilige Gees, wat kom deur die verkondiging van die woord. Daar's ons hoop. Daar's ons hoop. Niemand sal weer na Jesus toe getrek word deur gras of deur die blomme van die gras nie. Hulle sal slegs getrek word deur die woord van God. En sê Petrus vir ons in Jesaja voor hom, die woord van God is iets wat vir ewig sal bly. En daarom kan dit vir ons ewige hoop bied. Luister wat sê die psalmis, Psalm 119 vers 89. U woord, Here, staan vir ewig, verskoning, o Here, staan u woord vas in die hemel. Jesus sê vir ons in Matteus hoofstuk 5 vers 18 dat nie 'n jota of 'n titeltjie van die woord van God sal vergaan voordat alles presies gebeur soos God gesê het. En in Lukas hoofstuk 16 vers 17 sê Jesus vir ons dat dit is veel makliker vir die hemel en die aarde om te vergaan as dat 'n enkele woord van God sal val. So broer en suster, hier is ons hoop dan. Ons hoop is nie in die verganklike dinge van hierdie wêreld nie. Maar ons hoop is in die onverganklike woord van God, waardeur hy ons gewederbaar het. Die woord wat nie is soos gras of die blomme van die gras, wat vandag hier is en môre wegkwyn nie, maar die woord van God wat ewig bly staan, want elke belofte van God is seker dat die wat hy deur die woord wederbaar, sal vir ewig bly staan. En daarom kan ek sê dat elkeen wat wedergebore is deur die woord, sal die ewige lewe ontvang. Want die woord van die Here is vir ewig, dit sal nie vergaan nie. En daarom kan ons hoop volkome plaas in die beloftes van God. Watter verganklike dinge ons probeer inspann om mense te probeer ontwaak, niks daarvan kom nie, kan nie. Weet jy hoekom? Want dis God wat red, nie die mens nie. En hy red ons uit genade. En hy skenk die wedergeboorte deur die woord. En sê Petrus dan in die laaste deel van vers 25, dis die woord wat ek aan julle verkondig. Die evangelie van Jesus Christus, sê Romeine 1 vers 16, die
Die evangelie van Jesus Christus, dit is die krag van God tot redding van elkeen wat glo. Amen. Kom ons bid. Here, as ons nog enige hoop in onsself geplaas het, of as ons enige hoop in ons werke geplaas het, dan bid ek, Here, dat U ons oë nou sal oopmaak om te sien. Dat niks wat verganklik is, kan vir ons die onverganklike gee nie. Dat al hoop wat ons het is in die onverganklike woord wat U self gespreek het. Want U beloftes staan vas tot in ewigheid. En daarom pleit ek, Here, dat U genadig sal wees. Dat U ons as gelowiges, dat U sal aanhou om ons te bemoedig deur die kosbare woord wat vas staan. En bid ek, Here, wees genadig teenoor hulle wat U nie ken nie. Mag dit wees, Here, dat die Heilige Gees hulle kragtig sal wederbaar deur U woord. U woord wat vir ewig staan. Amen.